In Markus 14 vers 62 is een van die kragtigste getuienisse oor wie Jesus Christus is. Wat 'n bemoediging, wat 'n krag lê daarin vir die gelowige nie. Kom ons gaan luister saam in hierdie Paastyd na hierdie woorde van ons Here Jesus Christus. Onse Vader in die hemele, daar is geen ander God behalwe U nie. U majesteit, U heerlikheid strek oor die ganse skepping. En aan U regterhand sit Hy wat vir tot in ewigheid regeer. Ons Here wat opgestaan het, ons middelaar, ons verlosser. Vader, dankie dat ons met vrymoedigheid, die vrymoedigheid wat ons net in Hom het, as gemeente na die troon van genade toe kan kom. Dankie dat ons U kan ken as 'n God wat sondes vergewe, wat genadig is, barmhartig en lankmoedig, omdat U ons oneindig lief het. En juist daarom het Christus die losprys betaal wat ons nie kan nie. Wil U self deur die Gees ons harte, ons gedagtes, ons denke fokus op Hom, sodat ons elkeen waarlik vry kan wees. Kom lei ons deur U Gees in die waarheid van die evangelie. Laat ons hierin vas staan, veral in hierdie tyd van Paasfees, waar baie mense so baie van Paasfees maak. Wil U kom en ons gedagtes, ons harte, ons geloof vasvang by Hom wat ewig lewe, die Seun van die mens, die lewende God, ons verlosser. Lei ons nou in die waarheid van U woord. Kom U self deur U Gees en praat tot elke hart, sodat ons bemoedig, versterk kan wees, maar met 'n vaste stap in hierdie wêreld getroue getuies van Jesus Christus kan wees. Dit bid ons in Sy naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Markus 14 vers 53 tot 65. Moet ek die lig aansit of kan julle my sien? Ek sien nou Johannes nie hier nie, die lig is nie aan nie. En Markus 14 vers 53 tot 65. Jesus voor die Sanhedrin. 'n Sanhedrin is eintlik 'n vergadering, dit beteken om saam te wees. Dit is maar net 'n vergadering van die Joodse Raad. Hulle het Jesus weggelei na die hoëpriester en al die leierpriesters, familiehoofde en skrifkenners het daar saamgekom. Petrus het hom op 'n afstand gevolg tot in die voorhof van die hoëpriester. Hy saam met die dienspersoneel gesit en hom by die vuur warm gemaak. Die leierpriesters en die hele Sanhedrin het getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak. Hulle kon egter niks vind nie. Baie het vals teen hom getuig en die getuienis het nie met mekaar ooreengestem nie. Sommige het opgestaan en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê: "Ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in 3 dae 'n ander bou wat nie met die hande gemaak is nie." Maar ook hieroor was hulle getuienis nie eenders nie. Die hoëpriester staan toe in hulle midde op en vra vir Jesus: "Antwoord jy dan niks op wat hierdie mense teen jou getuig nie?" Maar hy het stil gebly en niks geantwoord nie. Die hoëpriester vra hom toe weer: "Is jy die Christus, die Seun van die Lofwaardige?" Jesus antwoord: "Ek is. En julle sal die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die Magtige en sien kom met die wolke van die hemel." Die hoëpriester skeur toe sy klere en sê: "Waarom het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor. Wat is julle bevinding?" Hulle almal het geoordeel dat hy die dood verdien. Sommige het begin om op hom te spoeg, hom geblinddoek en hom met die vuis geslaan en vir hom gesê: "Profeteer." Ook die dienaars het hom klappe gegee.
Tot sover ons skriflesing. Ons gaan fokus op die woorde in vers 61 tot 62. Ons lees eers, maar hy het stil gebly en niks geantwoord. Daar was 'n stilte wat Jesus nie 'n woord gesê het nie. En dan antwoord Jesus op die vraag van die hoëpriester: Ek is, en julle sal die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die Magtige en sien kom in die wolke van die hemel. Tot sover ons skriflesing. Mag die Here in sy groot genade die waarheid van hierdie woorde in elkeen van julle se harte vas lê. As ek vanmôre sou vra, wat is die vraag waarmee die meeste mense worstel? As die onreg van hierdie wêreld ons onderkry. Wat sou jy sê is dit? Dink maar aan die knellende vraag wat in elke familielid se kop brand as hulle op 'n misdaadtoneel afkom, waar geliefdes wreedaardig doodgemaak en besteel is. Dink maar net die worsteling in jou eie gemoed as jy sien hoe goddelose leiers die wêreld in flarde skiet en miljoene mense in letterlik die uiterste ellende gedompel word. Dink maar aan die vraag in jou eie hart wat elke keer opkom as jy regtig diep verontreg en seer gemaak voel deur iemand. Here, waar is U? Hoekom doen U niks nie? Hoekom sê U niks nie? Hoekom bly U stil? Ek is in my hart daarvan oortuig dat hierdie maar net die vraag is waarmee traumaberaders die meeste te doen kry nie, maar dat elkeen van ons een of ander tyd ook maar die vraag vra: Here, hoekom is U so stil? Pla die onreg U glad nie? As God die Heilige Gees ons deur sy woord na die donkerste uur in die geskiedenis van die wêreld vat, na verhoor in die huis van die hoëpriester, waar die onreg van alle onregte, die misdaad van alle misdaad gepleeg word, breek Jesus die stilte. Op die vraag van die hoëpriester Kajafas: Is jy die Christus, die Seun van die Lofwaardige? Antwoord Jesus hom: Ek is. En julle sal die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die Magtige en sien kom met die wolke van die hemele. Dan mag die Gees die waarheid van hierdie woorde in ons harte ingrafeer, dit daar vasbrand en dit bevestig. Want met hierdie woorde verbreek Jesus nie net alle stiltes in alle slegte omstandighede nie, maar God se beslissende oomblik vir alle mense en alle onreg breek ook deur met hierdie woorde. Ja, God se beslissende oomblik het aangebreek, want daar gaan 'n tyd kom waar elke mens voor Jesus die knie sal buig en moet antwoord gee oor wie is Jesus. Die eerste lesers van die evangelie volgens Markus het dit glad nie maklik gehad nie. As ons soos meeste verklaarders aanvaar dat die skrywer Markus, ons weet hy was 'n meeloper van veral Petrus, maar ook Paulus, dat hy hierdie evangelie vanuit Rome so ongeveer in 60-65 na Christus moes geskryf het, weet ons, dit was 'n uiters moeilike tyd, 'n uitdagende tyd vir die kerk van ons Here Jesus Christus gewees. Ons weet, ons het dit verlede week al gesê, dat keiser Claudius in 49 na Christus alle Jode uit Rome uit verban het. En ja, hy het alle Jode uitverban, maar onder die Jode was daar ook Christene. En baie van hulle het juist vanuit Jerusalem en dan uit ander plekke uit pad gegee en 'n heenkome in die groot wêreldstad gaan vind, omdat hulle nie meer welkom was by hulle huise waar hulle groot geword het nie. En skielik moes hulle ook uit Rome pad gee en weer 'n nuwe begin moes hulle gaan begin het. Ja, hulle het geweet wat dit is om uit die skole, vanaf die markplein, uit vriendekringe verstoot te word, net omdat hulle navolgers van Jesus is. Daagliks het hulle onreg beleef. As 'n mens fyn oplet, na meeste van die briewe van die apostel Paulus, Petrus en in die boek Hebreërs, kom 'n mens vinnig agter dat die vroeë Nuwe Testamentiese kerk onreg en lyding geken het.
Binne gelowige huisgesinne en in die samekomste van die gemeentes moes daar gebid gewees het, gepleit gewees het, gesmeek gewees het, dat God tog net moes ingryp. En tog het hulle van erg na erger gegaan en het God tjoepstil gebly. Ja, dis dan wanneer die geloofsworsteling kom, Here, waar is U? Hoekom doen U niks? Hoekom bly U stil? Deur die eeue is en bly dit van die vrae waarmee gelowiges gereeld mee worstel. Van wat antwoord ek 'n familielid, of 'n vriend, of enige iemand wat gruwelik verontreg word, of wat deur erge trauma is, en hulle vra hierdie vraag aan my? Of waar kry ek troos en bemoediging as ek in my eie hart hierdie vraag vra? Waar kry soveel gelowiges vandag op hierdie oomblik wat bloediglik vervolg word? Antwoord op hierdie vraag. As die Heilige Gees deur die pen van Markus, God se kinders, die eerste lesers, maar ook ons, sy kinders vandag, gereformeerde kerk ontdekkers, as hy ons bemoedig, vat hy ons na daardie oomblik toe terug, waar Jesus deur die Sanhedrin verhoor word. Die Gebeure plaas ons in die donker ure van 'n vroeë Vrydagoggend, daai Vrydagoggend net voor Jesus se kruisiging. Ja, dit was vir Jesus 'n nag vol hoogtepunte en laagtepunte. Ja, hy kon vir die eerste keer die nagmaal ingestel het. Hy kon 'n lang bokkamergesprek saam met sy disippels gehad het. Hy kon ook in Getsemane tot die Hemelse Vader gaan bid het, terwyl sy disippels geslaap het. En tog, Judas, iemand uit sy eie binnekring, het hom verraai. Hy is gearresteer. Hy is na die huis van die hoëpriester Kajafas gevat, om daar deur die Sanhedrin verhoor te word. En die gedeelte waarna ons geluister het, en dit is baie belangrik om dit raak te sien, bring ons uit by 'n verhoor, 'n geregtelike verhoor, 'n hofsaak, in die vroeë ure van die nag. Jesus is die beskuldigde, en die Sanhedrin met die hoëpriester Kajafas in die stoel, is die regters. Ja, die Sanhedrin, ook genoem die Joodse Raad, was die amptelike leiers van die Jode, en hulle het uit 71 lede bestaan. Van hulle was die leierpriesters van die Sadduseërs, van hulle was die hoofde van families, die belangrikste hoofde daar in Jerusalem en omgewing. Ander van hulle was weer skrifkenners gewees, waarvan meeste fariseërs was. En die voorsitter van hierdie raad was die hoëpriester wat daai tyd Kajafas was. En hy het voorgegaan in hierdie verhoor. Hierdie room van God se volk in Jerusalem plaas Jesus in 'n verhoor, en hulle het een doel gehad. Het word al gesê aan die begin van hierdie hoofstuk. Ja, sit Jesus in die beskuldigde bank, sodat ons van hom ontslae kan raak. Kom wat wil. Om Jesus byna in die middel van die nag te verhoor, was destyds vir verskeie redes onwettig gewees. Dit was volgens Joodse wet onwettig om enige iemand in die nag of op 'n feesdag te verhoor, en ons moet onthou dat Paasfees het reeds aangebreek toe die son sak daar die donderdag aand. Dis hoekom Jesus die laaste Pasga saam met sy disippels gaan vier het. Die Joodse wet het ook voorgeskryf dat alle verhore op 'n bepaalde plek in die tempelterrein moes plaasvind. Jesus se verhoor vind plaas binne in die private huis van die hoëpriester. Ja, die doel van enige verhoor moes daarop gefokus wees om die waarheid te soek en te handhaaf. Bewyse van skuld of onskuld moes op die waarheid gegrond gewees het. Maar omdat hulle reeds voor die verhoor al besluit het om van Jesus ontslae te raak, is sy verhoor deurtrek van leuns. Ja, die Sanhedrin mag nooit self 'n klag ingebring het nie. Hulle mag klagtes van ander mense hanteer het. Jesus het geen kans gehad op 'n billike verhoor dat hy homself kon verdedig nie, en daarmee saam, indien hulle iemand skuldig sou bevind, moes hulle hom eers 'n dag kans gegee het voordat hy gevonnis kon word. In
hierdie hele gedeelte. Ek meen, ons het dit gelees, die leierpriesters en die hele Sanhedrin het getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak. Hulle kon egter niks vind nie. Baie het vals teen hom getuig en die getuienisse het nie met mekaar ooreengestem nie. Ja, die onreg wat deur die leiers van die Jode in die kerk van destyds gepleeg word, skreeu ter hemele. Waar is God nou? Hoekom bly hy stil? Hoekom bly Jesus stil tot op hierdie punt? Net voor ons te hard raak teenoor die Sanhedrin, net dit. In alles wat hulle doen, skitter die eie ek. Ook elkeen van ons, sy eie ek, op sy beste. Vanaf daardie oomblik, wat Adam vir God die skuld gegee het, en die beskuldigde bank gesit het, oor die Eva wat God hom gegee het, en wat hom laat sondig het. Mense is ons elkeen daartoe geneig, om vir God in die beskuldigde bank te sit, vir alles, wat verkeerd loop in hierdie lewe, of in ons lewens. Ons is lief om God in die beskuldigde bank te sit. Ons is so goed daarmee. Die hele Ou Testament eindig met God in die beskuldigde bank, waar die aanklag teen hom is, hoe het u ons lief? Gaan lees weer die boek Maleagi. God is in die beskuldigde bank. Dis waar die Ou Testament eindig. Waar was u toe dit gebeur het? Hoekom bly u stil as ons onreg beleef? Hoekom laat u toe dat ons die een ding na die ander verontreg word? Hoekom laat u nie toe dat my willetjie bietjie hier op aarde kan geskied nie? Die Sanhedrin in hierdie gedeelte is ek en jy, sonder God se genadige ingryping in Christus en deur sy gees in ons harte en in ons lewens. Die hoëpriester Kajafas moes besef het dat hulle onwettige verhoor besig was om te ontspoor. Maar nie net het al die aanklagtes misluk nie, maar soos wat die profeet Jesaja voorspel het, sê Jesus net mooi niks. In 'n desperate poging om Jesus skuldig te punt vra hy, is jy die Christus, die seun van die lofwaardige? Dit is 'n manier hoe die Jode lief was om na God te verwys. En dan met die twee woorde, ek is. Ek is. En dan wat volg, en julle sal die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die magtige, en sien kom met die wolke van die hemel. Dui Jesus aan, dat die beslissende oomblik van die geskiedenis aangebreek het. Die beslissende oomblik vir elke mens, ook vir my en jou, het daardie Vrydag aangebreek. Hierdie selfde bekendmaking van Jesus is die hoogtepunt van die evangelie volgens Markus. Ja, van Markus 1 is hy op pad na hierdie waarheid, dat ons dit moet hoor. Ja, sy hele evangelie, dit wat die Heilige Gees die graagste wil hê, ek en jy moet hoor en glo, waarin ek en jy moet vashou in die storms van hierdie lewe, al woed dit hoe erg om ons, lê in hierdie woorde van Jesus. Die woorde, ek is dieselfde woorde wat God gebruik het daar by die brandende bos, toe Moses vir hom gevra het, maar wie moet ek sê, het my na u toe gestuur? En dan antwoord God om met, ek is wie ek is. So moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle toe gestuur. Deur te sê, ek is, bevestig Jesus dat hy God is. Dis 'n uitdrukking wat geen Jood ooit op sy lippe mag geneem het nie, want die straf daarop volgens Levitikus 24 was die doodgooi met klippe. 'n Jood het nie so gepraat nie. Behalwe natuurlik, as dit waar is. As dit waar is. Soos in die geval van Jesus. Want hy verwys ook na homself as die seun van die mens wat aan die regterhand van die magtige gaan sit het en wat ons gaan sien kom met die wolke van die hemel.
Ja, ons Here en ons Verlosser gebruik hier 2 baie belangrike Ou Testamentiese tekste wat hy in mekaar weef. Die heel eerste daarvan is Daniël 7 vers 13, waar Daniël in 'n nagtelike visioen, wat God iets aan hom gewys het, ja, waar hy dit vir ons beskryf met die woorde, kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom wat soos 'n mensekind, letterlik soos die seun van 'n mens was, tot by die oue van dae, het hy daar gekom, en voor hom is hy gebring, aan hom is heerskappy, eer en koningskap gegee, alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sien, Daniël sien al in die verte, God het hom sien en hy profeteer dit, dat iemand wat ten volle mens is, en aan wie die oue vandag, God self, goddelike heerskappy en koningskap gaan gee, dat hy ten volle beheer oor die geskiedenis neem. En dan haal Jesus ook aan uit Psalm 110 vers 1, waar Dawid sing, dit is die uitspraak van die Here vir my Heer, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het. Ja, Dawid sing, wat sit aan God se regterhand. Ja, Dawid sing van die Messias, wat sit aan God se regterhand, as sy uitvoerende krag, wat oor alles beheer uitoefen, en voor wie elke knie sal buig. Jesus bevestig in hierdie woorde dat hy die Messias is, waarvan die hele Ou Testament getuig. Ook dat hy ten volle God is, en dat hy ten volle mens is. En dan ook baie belangrik, as hy sê dat ons hom met die wolke van die hemel gaan sien kom, stel hy dit baie duidelik. Daar kom 'n tyd in die toekoms wat hy terug gaan kom, en waar hy elke mens, hoëpriester, priester, familiehoof, lidmaat van ontdekkers, maak nie saak wie hy is nie, waar hy ons gaan oordeel. Hy kom. Hy kom. Hoor mooi wat sê Jesus hier vir Kajafas. En ook vir ons. Kajafas, op die oomblik word ek deur julle verhoor en julle pleeg die een onreg na die ander. Maar vandag, later by die kruis, breek God se beslissende oomblik vir elke mens aan. Daar kom 'n tyd waar elke mens in 'n verhoor gaan wees, waar God die regter gaan wees en die seun van die mens, God se oordeel oor elke mens gaan voltrek. En die groot vraag waarop elke mens 'n antwoord moet gee is, wie glo jy en sê is Jesus Christus? Een verklaarder stel dit so mooi, en ek haal aan, daardie nietige Joodse leiers het gedink hulle is daardie nag in beheer. Hulle was oortuig dat hulle Jesus presies daar het waar hulle hom wou hê. Niks kon verder van die waarheid wees nie. Hulle het nie geglo dat hy werklik is wie hy gesê het hy is nie. Maar hulle ongeloof het niks verander aan die waarheid van sy identiteit nie. Wie hy was en wie hy steeds is. Hy kon hulle op die aarde op daardie oomblik geoordeel het. Hy kon hulle met 'n enkele woord vernietig het. Hy kon die aarde laat oopgaan en hulle lewend insluk het. Maar hy het hulle nie geoordeel nie. Hy hou sy oordeel in. Hy bewaar dit vir die toekoms. Ek sluit die aanhaling. Deur die eeue maak so baie mense presies dieselfde fout as die kerkleiers van destyds. Hulle hou nie in gedagte wie Jesus werklik is nie. Daar gaan 'n dag en 'n oomblik kom waar elke mens voor hom gaan verskyn. Ook ons. En dan gaan die groot vraag wees, wie sê jy is Jesus? Wat sê jou lewe? Wat sê jou hart? Wie is Jesus? Vir gelowiges is hierdie woorde van Jesus dat hy Here is wat terugkom om God se oordeel uit te voer, onder alle omstandighede, die hoogste waarheid. Dit oorspan alle seerkry, alle droefheid, die ergste trauma. Hierdie waarheid is baie groter as dit. Dis wat baie gelowiges op hierdie oomblik staande hou, is omdat hierdie die hoogste waarheid in hulle hart en hulle lewens is.
As die Gees hierdie waarheid in my hart vasmaak, laat skitter hy ook die evangelie en die waarheid daarvan oor my hele lewe. My voorspoed en my teëspoed, die goeie en die slegte, die reg en die onreg, word in die lig gesien van hierdie waarheid, wie Jesus Christus is. Die Jesus daardie nag en daardie verhoor homself bekend gemaak het die hoëpriester sy klere geskeur en het die leiers van die volk uiteindelik 'n rede gehad om hom te kruisig. En hierdie waarheid, wie Jesus werklik is, lei tot sy bittere vernedering. Hulle spoeg op hom, hulle klap hom. Dit sou lei tot sy bittere lyding en sy dood aan die kruis. Want sien, Jesus moes sterf. Want die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie, waarvan elkeen van ons deel is van daai baie. Vir my en vir jou. Ons het dit reeds gesing ook vanoggend, sonder God se genadige ingryping in ons lewens, sal ek en jy presies dieselfde doen, as wat die leiers van die kerk en die volk destyds daardie nag met Jesus gedoen het. By die kruis het Jesus die losprys betaal wat ek en jy nie kon betaal nie. Hy, die Seun van die mens, ten volle mens, maar wat ook ten volle God is en wat oor alle mag beskik. Ja, God het hom onskuldig laat sterf, maar hy het hom uit die dood uit laat opstaan. En hy sit aan sy regterhand nou, en hy is ten volle in beheer van alles, die goeie en die slegte van my lewe. Sodat as ek ooit moet wonder, as die onreg van hierdie wêreld my ook sal laat vra, maar Here, waar is U? Hoekom doen U niks? Hoekom bly U stil? Die Heilige Gees my altyd na die kruis sal laat kyk en hy my sal dit weet. Daar is God se seun verbrysel, sodat daar deur sy wonde, deur die onreg wat aan hom gedoen is, dat daar vir my verlossing kan wees, sodat ek hoop kan hê en kan uitsien na die dag, wat hy as regter kom op die wolke. Broer, suster, ons mag hierdie vraag vra, en ek dink almal van ons worstel by tye hierso mee. Here, waar is U? Hoekom doen U niks? Hoekom bly U stil? Mag die Gees ons harte en ons gedagtes altyd uitbring by die hoogste waarheid oor elkeen van ons se lewe. By Jesus, sy eie woorde, as die hoëpriester vir hom vra, maar is U die Christus? En sy antwoord, ek is. En julle sal die Seun van die mens sien, sit aan die regterhand van die magtige en sien kom in die wolke van die hemel. Mag hierdie waarheid, al doen ons dit soms met trane, al doen ons dit soms met verskriklike pyn in ons harte, mag dit in elkeen van ons daardie verwagting, daardie toekomsverlange gee, dat ons kan uitsien na die koms van ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, dankie vir U groot genade, dat U deur U Gees U woord laat opskryf het. U woord wat lewend en kragtig is, en die Gees wat in sy element is, as hy ons in die waarheid kan lei van die evangelie, en ons kan uitbring by Christus, wat self gesê het, ek is. En julle sal die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die magtige, en sien kom met die wolke van die hemel. Wil U kom, o Gees van God, in hierdie waarheid, ook die hoogste waarheid in ons harte en in ons gedagtes maak. Veral in tye wat ons so worstel met die vraag, as dit vir ons voel asof U net stil bly, asof U nie na ons gebede luister nie,
As is die stikken van hierdie wêreld ons oorweldig, as ons dit in ons eie lyf voel en ons so seer in ons harte het, mag die Gees altyd ons harte en ons gedagtes fokus, dat as ons ooit sal vra, waar is Christus? Waar was hy toe ek so seer gekry het? Dat ek Christus sal hoor, ek is by die kruis. Kom oorweldig ons harte met die mooiste van allermooiste nuus. Jesus se woorde aan elkeen van ons. Mag dit ons bemoedig, mag dit ons versterk, dat ons met 'n vaste stap getroue getuies van Jesus kan wees. Dat ons nooit sal huiwer om tydig en ontydig te getuig van die waarheid, soos dit opgeskryf is in die woord, nie sodat ons U kan verheerlik. Ja, kom Vader, verheerlik U self in en deur elkeen van ons, ook deur ons as gemeente. Voorsien ons met middele, met gawes, met alles wat ons nodig het, om U te dien en te eer. Wees by elkeen van ons op ons lewensweg. Ja, voorsien ons in ons daaglikse brood, maar help ons ook om te volhard in die geloof, om staande te kan bly. Ons dank U, Here, dat ons soveel het, om net vir U voor dankie te kan sê. Vader, daar's massas mense op hierdie aardbol, wat sal wil gee om ons omstandighede te hê? Wat droom daarvan om te kan geniet wat ons geniet? Wat skatryk sal voel as hulle het wat ons het? En ons weet, dis net onverdiende genade. Here, mag ons lewens 'n dankoffer wees tot die eer van U naam. Gee ons die regte harte, die regte gesindheid om altyd te help waar ons kan. Maar die belangrikste, dat ons medewerkers sal wees, saam met Christus in sy triomftog hier op aarde. Vader, wees by U kerk, wees by U kinders. Ons dink veral aan die kinders in die Midde-Ooste, in Israel, in Iran, daar in die hele Midde-Oosterse streek, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Maar wees ook by U kinders, by ander plekke in die wêreld, wat vervolg word en wat ly. Ons bring ook voor U elke broer en suster in ons gemeente wat siek is, maak gesond volgens U wil, maar wil U ook vertroos en bemoedig, soos wat U weet hulle nodig het. En in besonder bid ons vir Laurens, wat deur 'n week van droefheid is, en wat hierdie week na 'n oop graf toe moet gaan, bemoedig, versterk en hou hom ook vas in hierdie tyd. En dankie vir almal wat U gee om hom te bemoedig en te versterk. Here, wees saam met ons in die week wat voorlê. As daar van ons is wat weggaan, gee vir ons 'n veilige reis, maar seën ook die naweek tot U eer in ons denke en oordenking van die Paasgebeure. Dit bid ons alles, omdat ons uit ons harte uit kan bely, Jesus Christus is ons Here. Juis hiervoor het hy gesterf en opgestaan. Amen. Kom ons antwoord as gemeente deur ons harte en ons gedagtes te fokus. Ons harte en ons gedagtes te fokus op daardie dag